So ek kan julle net help as ek weet wat julle nie weet. Dan het jy nie 'n probleem nie, dan gaan ons begin. Ons weet ook nie wat jy nie weet. Ja, maar dis my probleem. Begin waar jeukskeie gemaak word. Sê weer? Begin waar jeukskeie gemaak word. Wie is die fabrikaat? Ek is nie 'n tegniese ou nie. Jy heeldag kuier nie. Nee, ek gaan nie dit doen nie. Maar ek gaan nou my skeie uithaal. Ons kyk of ek hierdie kan balanseer. Ek kan maar nie daar staan. Hoe sê jy kan nie So as ek nou moet begin by die begin, waar ek nou begin met mense wat niks weet nie, dan vertel ek vir hulle, hierdie is 'n skei. Julle weet dit? So as julle weet, hierdie is 'n skei, weet julle klaar meer as 90% van die mense waarmee ek gewoonlik werk. So dan gaan ek heel waarskynlik vir julle 'n bietjie verveel. En hierdie is 'n pen, julle weet dit. OK, so die een gooi jy mee en die een gooi jy na. OK, so moenie vergeet. Moenie met die een gooi en na die een gooi nie, want die een steek nie so lekker nie. Hy staan nie lekker in die sand nie. Jy sal verbaas wees. Jy sal verbaas wees. Dis die een wat jy na toe gooi. Ons steek hom met die skerp punt onder toe. So as ons begin by die begin, julle weet hoe diep steek mense pen? Ja. Hoe diep? Tot met daai waar die skynste op. 30 minute. Jy mag niks sê nie. Jy ken al die antwoorde en jy ken meer antwoorde as wat ek vra voorken. So jy mag net praat as ek vir jou vra om koers. Anders gaan jy my vasvra dan gaan hulle dink ek's dom. Maar hulle weet ek's dom, so is okay. Jy moet koers jy mag. So sien julle daar's 2 streepies op die pen? Kan julle so ver sien? Anders staan ek nader. Kyk, daar's 'n streepie daaronder en 'n streepie daarbo. So jy steek hom tot by die onderste streepie, 50 mm. Dis hoe diep jy 'n pen steek. So jy vat hom nie met al jou krag en jy druk hom die grond in nie. Dan gaan die ouens teen wie jy speel vir jou sê jy kroek hulle. Ek was 'n 4 pond hamer. Wat 'n 8 pond hamer. OK, so jy het hom tot by die eerste streepie, 50 mm. Dis hoe diep jy hom steek. Waar steek jy hom? Het jy al 'n bietjie gegooi? Julle weet daar's 'n toutjie. Bietjie fast forward. Moet ek fast forward? So julle weet nie so niks nie. So julle jok vir my. Jy sit hom in die middel waar die Aldine is net hastig. By die knoopie. OK, goed reg. Right, daar's hy. Right. So die skei vat jy aan die handvatsel onderarm, né? Right. So waaroor gaan jukskei? Jukskei is 'n spel van 3 goed. Daar's 3 goed wat belangrik is vir jukskei. Ritme, balans en momentum. Julle moet dit onthou. Ritme, balans en momentum. Vir al die mans, die vrouens is nogal beter met die ritme, die balans en momentum, maar die mans, wat wil hulle doen? Hulle wil krag gebruik. So die oomblik as jy krag bysit, dan neek jy alles op. Jy neek jou ritme, jou balans en jou momentum op. OK. So dis die belangrikste. So as jy gooi, moet dit maklik voel. Maklik en gemaklik is die volgende beginsel. Right? So maak dit sin vir julle, die wat al bietjie gespeel het. Ja. Want as dit nie maklik voel nie, het jy al agtergekom, dan is dit ook moeilik. So as dit maklik voel, dan doen jy dit reg. So wat gebeur? Ek gaan julle gou net deur die basiese 6 stappe wys. Daar's 6 stappe van jukskei. So die 6 stappe is reg staan, met ander woorde, jou voete het 'n stewige basis. Jy het minstens 'n vuis tussen jou voete en jy moet stewig staan. Ek soek gou 'n volunteer. Kan ek gou 'n volunteer kry op die naby toe? Andre, gaan jy man. Jy lyk vir my of jy wil volunteer. Hy wil graag staan. Jan Sal Jan wil ons jy stadig. Right. So Sorry, vriendjie. Ek lê al jou kan sien. So staan gemaklik soos jy staan as jy jukskei gooi. So jy staan so, right. So is jy regs of links? Regs. So met ander woorde, in die jukskei teorie werk dit as volg. As jy regs is, sit jy jou gewig op jou regterbeen, né? As jy regs is, sit jy jou gewig op jou regterbeen, jou linkerbeen 'n klein bietjie vorentoe. Right. So wat is die rede? Daar's 'n rede vir alles. Nou gaan ek weer om vir die redes te vertel. So as jou gewig op jou agterbeen is en jy gaan vorentoe, hoef jy nie dit te doen om die gewig te verplaas tussen jou 2 voete nie. Jy kan regop bly want die gewig is klaar agter. So wanneer jy trap, bly die gewig in die middel van jou voete en jy gaan net vorentoe. So staan gou reg. So as jy reg staan, moet jy nie omval nie.
Sien julle? Hy is van Maargeit. Maar as jy omval, moet jy nie omval nie. Jy moet regop staan. So jy moet hoekom moet jy 'n stewige basis hê? Hoekom moet jy 'n stewige basis hê? Dis vir balans. Baie belangrik. Hoekom is balans so belangrik? Het jy al gesien as jy trap en jy val om, jou skei gaan saam met jou? So jou balans maak jou rigting. So baie jare terug het die ouens navorsing gedoen oor sporte en hulle het gesê jekskei is die derde moeilikste sport. Weet julle dit? So as julle moet raai al die sporte wat julle ken, wat is die moeilikste sport? Nee. Julle is naby, nee, volleybal is maklik. Nee, rolbal is maklik. Nee, tennis is maklik. Paalspring. Ja. Hulle sê om paalspring te doen is soos om op 'n stapel stoele wat sleg gebalanseer is te probeer staan en te spring. Paalspring. Golf. Julle was naby met golf. Tweede. Jekskei is derde. OK. Julle is baie goed. Julle is baie goed. Right. So hulle het navorsing gedoen. Hulle het gesê hier voor jou het jy 'n 5 cm gleufie wat jy moet raak swaai om die gat aan die ander kant raak te gooi. Van 16 meter af. Hoe nader is dit, hoe groter word hy. Maar dink net hoe akkuraat moet jy wees as jy so ver regs of links van die pen wil gooi. OK, so julle verstaan hoekom is tegniek belangrik? Balans. Right. So ons was nou by reg staan, so jou voete is gemaklik, jou gewig is op jou agtervoet. Jou trapvoet klein bietjie vorentoe. Hy's nie daar nie, dan kan jy nie trap nie. En hy's ook nie daar nie, want dan gaan jou gewig dit doen as jy begin swaai. So hy's net gemaklik en jou gewig is op jou agtervoet. Right. So van daar af is dit die greep. Kyk gou na jou hand. Kyk gou na jou hand. Sien julle daar's 2 strepe op jou hand? Jy het 'n streep, jy het baie. Jy het 'n streep wat dwarsloop en 'n streep wat so van die palm van jou hand afloop. Sien julle daai 2 strepe? So as jy die skei insit, dan sit jy hom van jou duim se kant af in. En ons praat van die handdrukgreep. Jy groet jou skei soos jy iemand groet. Jy sê hallo. Hallo skei. So jy sit hom in jou hand in. En jou voorvinger, daai vinger, jou wysvinger, sluit teen die borsie van die skei. Daar's die borsie van die skei. Hy sny teen die borsie van die skei. Daar by jou eerste lid. Daar by jou eerste lid. Goed, dan maak jy vingers toe. Nou moet jy kyk dat die handvatsel van jou skei gaan in die middel van daai 2 lyne in die dwarse en die een wat so afloop. So hy gaan so insit. Hy gaan nie so in nie en hy gaan ook nie so in nie. Sien julle, hy gaan nie saam met die vingers nie, hy gaan nie saam met die duim nie. Hy gaan 45 grade. Soos Hitler se saluut, 45 grade. Julle het hom. Julle het hom. Right. So jou vingers sluit en jou duim sluit dan tussen die wysvinger en die voorvinger. Daai 2 vingers. Wysvinger en jou middelvinger. Daar tussenin. So baie belangrik, jy moet altyd 'n veetjie hê daar. Kyk, jy moet 'n veetjie hê daar. So jy moenie die skei so vat nie. Hoekom nie? Jou skei gaan vrek. As jy hom so gooi dan sê dan val hy net nie. Dis baie lelik, Ja, want die skei kry seer. Hy's gebou vir sand, nie vir klippe en gras en randstene en so nie. So as jy hom te styf vashou, wat gebeur? OK. So jy wil altyd 'n veetjie daar hê. Onthou dit. Jy moet 'n veetjie, sien julle die veetjie? En baie belangrik van die veetjie, wanneer jy mik, wat is belangrik van die vee? Hy wys altyd vir jou skouer. Right. So hier's 'n belangrike ding. OK, voor ek aangaan, wil ek nou eers iets vir julle sê. Ek moet nou bieg. Ek praat te veel. En dan, en dan gee ek vir julle information overload. So type dit. Dis reg. Maar jy word opgeneem daar. Maar dit Ek wil net asseblief almal kopieer. OK, right. So waar was ons gewees? By die veetjie. So baie mense vra vir my, hoe styf hou jy jou skei vas? As jy iemand groet en jy is lekker vies vir hom, dan wil jy hom 'n lekker handdruk gee en jy sê vir hom hallo en jy druk en sy oë raak so dop om, En jou skei moet jy nie so druk nie. Jy hom net styf genoeg vas dat hy nie onder uitgelê nie. Net styf genoeg vas. OK. So jy moet die oomblik as jy jou skei vashou en jou kneukels, sien julle my kneukels, ek weet nie of julle kan sien nie. My kneukels word wit. Aha. Gaan die skei nie op die regte plek uitgaan nie.
OK. So al wat jy doen is gemaklik. Jy moet net daar nie uitval onder nie. Dis die styfheid wat jy hom vashou. Dis baie soos wat jy iemand druk. Het jy al gevoel as kinders jy druk, veral klein kinders, hulle druk jou dit juk. Dis nie lekker nie. Jy skei ook nie daarvoor as jy nie te styf vashou nie. Wat gebeur? Hy gaan bome toe. Right. So ons nou gestaan reg staan, gedoen reg staan, nou gedoen die greep. So wat is die mik is die volgende deel. So mik is verskriklik belangrik. So ek gaan nou gou vir julle 'n paar goed wys wat ek al gesien het in my lewe. So baie mense as hulle begin, dan maak hulle so. Handy. Hulle maak so. Hulle maak so. Jy al gesien? Ja. Hulle maak so. OK. So hoekom wil jy mik? Hoekom is dit belangrik? Het jy al gesien party ouens kom daar? Ja. Het jy al gesien? Ja. Hoekom is dit belangrik om te mik? Ja. Sê gou weer, Fokuspunt. fokuspunt. Wil jy met die skei iets doen? Ja. Of gooi jy hom en hy hoop hy doen iets? Dan moet hom iets doen. Daar's die waarheid. Loop ons al die gat op hierdie stadium. Daar's die waarheid. Daar's die waarheid. So, as jy nie mik nie, dan gee jy jouself 'n baie kleiner kans om reg te kry wat jy wil hê jy moet regkry. Dink jy nie so nie? Ja. So ek dink, dis baie belangrik om te mik, want wat gebeur as jy mik? Jy staan stil. Jy maak seker jy vat jou skei reg en jy begin fokus, waartoe wil ek gooi? Jy gee jouself 'n kans hier om te dink. Nie te veel dink nie, maar moenie nie dink nie. Right. So mik is geweldig belangrik. As ek vir Frans sou mik. Waar wil jy hê om raak gooi? Linkeroog, regteroog, neus, mond, foon. Arme bas. Ons gooi nie vir mekaar nie, is veiligheid. Right. So, as jy mik, dink ek, is baie belangrik dat jy elke keer op dieselfde plek begin. Hoekom? Want dit is die begin van jou momentum. So as jy een keer daar begin, een keer daar begin, en een keer daar begin, een keer daar begin, een keer daar begin, gaan jy dieselfde kan swaai. Nee. So dis baie belangrik dat jy dit dieselfde doen. So die beginsel waar ons begin, dan gaan nou vir 'n klomp goed sê, maar die beginsel waar ons begin is ons mik. Right. So ek gaan hierdie goed 50.000 keer sê. Ja. Aan die einde gaan julle vreeslik dalk geïrriteerd wees met my, maar dis belangrik. Want jy wil jou jukskei aksie dieselfde hê vir elke skei. Dieselfde. Dis waaroor dit gaan. Dieselfde. So waar begin ons? Reg staan. Klaar reg gestaan het, vat die skei reg, vat hom elke keer dieselfde. As jy mik, begin in my opinie. Ek sê jy kyk daardeur. En jy maak nie een oog toe nie. Hoekom maak jy nie een oog toe nie? Hans ek blind. Want jy verloor jou dieptepersepsie. Kyk, ek wil gou 'n maklike toets vir julle wys hoekom dit belangrik is om twee oë oop te hou, nie een nie. As julle kan, vat julle vingers, maak een oog toe, né? En sit hom hier op my neus, so. Kyk vir my neus so deur jou vinger. Kyk vir my neus deur jou vinger. Vir my neus. Vir my neus deur jou vinger. Vir my neus deur jou vinger. Maak een oog toe. Sit hom op my neus. Sit hom op my neus. Maak nou die ander oog oop en maak die ander oog toe. Het jy gesien my neus het geskuif? Nogal ver, hoor. Ja. Ja, maar ek het geskuif, maar ek het nie geskuif nie. Jy het net die fokuspunt verander. Jy het net soveel verander. Sien julle hoe groot verskil maak dit? Ja. En dis daai klein goedjies wat 'n groot verskil maak. Wat is die mikkie hier voor? 5 cm. As jy jou een oog toemaak, dan jy klaar jou fokusplek gemis. Jy gaan die baan misgooi. Jy gaan mense raakgooi, hulle gaan hospitaal toe gaan, hulle gaan nie weer saam met jou wil speel nie. Sien bekend. So dis belangrik dat jy jou oë oop hou. As ons skiet, is dit anders. Want jy het 'n teleskoop of jy het 'n piepsight of jy het 'n ding wat jou help. En jy skei jou twee oë. Right, het jy hom? Goed. Die volgende ding wat belangrik is, wanneer jy jou skei vat, maak seker as jy begin mik, jou skei en jou arm maak 'n lyn. So as jy begin mik, ek staan altyd daar. So as ek wil begin ek van daar af. Daar's neutraal. Hoekom is neutraal belangrik? Wolf het my neutraal geleer. As jy begin met jou gewrigkarring en jy kom by die los, moet jou gewrig neutraal wees.
dan kan jy hom beheer. Maar as jou gewrig nie neutraal is nie, is hy op pad neutraal toe. Dan doen jou skei allerhande snaakse goed. Ek sal julle nou prakties wys. So, as jy wil begin in jekskei, dan sit jy hom daar, dis neutraal. My gewrig is af, my veekie wys na my skouer toe. Sien julle, my veekie wys na my skouer toe. Kyk, my veekie wys na my skouer toe. So ek staan reg, van daar af tel ek hom op. Waar begin ek? Ek kyk daardeur. Hoekom? Dat my momentum dieselfde is. Dis nie daar en daar en daar en daar nie. So ek mik nou vir die boom. So ek kyk vir die boom en omdat ek 2 oë het, kyk ek eintlik om die skei. Maar eintlik kan ek deur die skei kyk. My brein weet nie die verskil nie. Ek kyk deur die skei. So kyk deur die skei. Right. Is julle nog by? Waar mik jy vir die pen as jy hom nou so in jou... Ons is op pad soontoe. Ons gaan nou daar kom. Dat ek nie te veel inligting tevore gee nie. Yes. Moet ek nou gewys wat is nie 'n goeie plan nie? Nee. So hoekom is dit nie 'n goeie plan nie? Kyk hoe swaai jy. Kyk wat gebeur as jy daar begin swaai. So die belangrike ding van die swaai is, jou skei moet altyd onder jou gewrig wees. Dis net 'n ek weet nou nie hoe om te sê nie, dis 'n feit soos 'n koei. Ek het nou nie 'n antwoord vir jou daarvoor nie. Maar as jou skei bo jou gewrig is, dan gaan jou arm so swaai. Dan stoot jy hom. Jy het nie beheer nie. Jy het nie momentum nie, want hoe swaai jy nou? Kan jy sien dit lyk nie reg nie. So wanneer jou arm en jou skei in 'n lyn is, dan bly jou gewrig onder die skei. Kyk, hy's nou bo, maar die oomblik as ek begin swaai, is my gewrig bo die skei. So die skei trek my arm. Wat is die wagwoord? Momentum. Momentum. So as jy elke keer op dieselfde plek begin, wat gebeur? My momentum is dieselfde. So hy gaan elke keer op dieselfde plek stop. Baie mense vra vir my, waar stop jou swaai? Hy stop waar hy stop. Hy stop waar hy stop. Maar wat is die belangrike ding van die swaai? Ek sal vir julle wys en dan gaan ek eers gou vir hulle wys en gaan ek vir julle wys. So wanneer jy swaai, moet jy nie so ver swaai dat dit begin gebeur nie. Right. Jy moet glad nie oopmaak of toemaak nie. Jy moet so bly. Jy 3 mikke in jekskei. Jy 3 mikke in jekskei. Jou skouers, jou heupe en jou voete. Wil ek net vir julle ook eers wys. So jy moenie so ver swaai dat dit begin gebeur nie. OK. So jy moet altyd vir die pen kyk met jou voete, met jou heupe en met jou skouers. Hulle moet altyd so vorentoe wees. Hoekom? Want dan gaan jy in die blokkie bly. Jy het 'n blokkie hier. Die oomblik as jy jou blokkie breek, wat gebeur? Hoeveel millimeter het jy om raak te gooi hiervoor? Soveel. So kan jy sien wat is die effek as jy dit doen. Kyk nou die effek op my swaai as ek dit doen. Kyk waar gaan my skei heen. Ek mik vir hom, maar waar gaan ek gooi? Vir my. Sorry, nee. Het julle dit? 'n Klein, maar belangrike nuance verskil. Right. So wat is die volgende ding wat belangrik is? Hierdie been van jou is jou kompas. Julle ken 'n kompas? Hulle het nie verdwaal nie. Jou been is jou kompas. Ekskuus, ek moet net my goed uit my sak uithaal want anders slaan ek my vingers vol bloed. Right. So jy moet altyd binne handbreedte van jou been wees. Soveel. As jy verder sit van jou been af is, weet jy nie waar is jou arm nie. Jy weet nie waar is jou skei nie. Jy weet nie waar jy gaan gooi nie. Handbreedte. Nie 'n duim by nie, sonder die duim. So as jy swaai, moet jy jou broek voel daar amper. Kyk my swaai. Gaan elke keer by dieselfde plek. Kyk my swaai. Julle, regheid en regheid. So ek gaan baie vir julle sê, wat ek vir julle ook wys. Ek bly julle vergeet. Julle is in die losie. Julle is op die rif. So, by die been en by die been. Julle sien daar, by die been. Dit lyk of hom geraak swaai. Maar jy kan nie weg van jou been af swaai nie. Hoekom nie? En dan is jy nie meer regheid nie. So, wat is die idee van jekskei? Om regheid vorentoe te gooi. Om dit te doen, moet jy regheid agtertoe swaai. Maak dit sin? Ja. Is julle nog by?
Baie lekker, dankie Frans. Goed. So ons begin weer voor. So ons maak seker ons staan reg. Iets wat ek nie gesê het nie. Het julle al gesien, meeste van ons ouens se voete loop so as ons loop. So, almal van ons se voete loop so. Die belangrike ding is, dis okay as jou een voet wat agter staan bietjie wegwys. Maar jou voorvoet, as ek vir daai boom wil gooi, dan moet my voet spesifiek boom toe trap. Okay, maar ons gaan nou dalk doen. So as jy staan jy dat jou voet wys waantoe jy mik. Okay. Jou trapvoet. Wie van julle is links? Is die mense wat links is? Okay. So ek gaan jou nou vat. Maar dis net andersom vir ouens wat links is. Maar die beginsel is dieselfde. Okay. Moet daai lyntjies met die pen daar voor jou linkervoet. So as ek vir jou mik, kyk waar wys my voet heen. Reguit na jou. Ek wys vir jou neus. Reguit. So, as jou voet 'n bietjie skeef is dit okay. Maar maak seker dan dat jy reguit soontoe trap. Okay, want dit is baie belangrik. Maar ons gaan nou by die trap kom. Okay, maar as jy staan met jou voet soontoe. Dit help nie jy staan met jou voete so en ek wil daarna. Sien julle dit werk nie? Onthou jou heupe en jou skouers is met rekkies aan mekaar vas. So wat gebeur as ek swaai en dit skeef? So as ek so staan maar ek swaai daartoe, wat gebeur? So ek moet nou dit doen met my heupe om die skei daar te kry. Maar wat gebeur nou? Nou moet my skouer saamkom, maar nou moet hy nie soontoe gaan nie, nou moet ek hom terugbring. Jy het geen kans nie. Jy het te veel bewegende dele. So hierdie deel van jou lyf, moet jy verbeel jou is in gips. So al wat gebeur is jou bene gaan jou lyf vorentoe vat, maar jou lyf staan stil, jou arm doen nie werk. Minimalistiese beweging. Kyk bietjie as hom Koos gooi. Het jy al hom Koos gesien as hy gooi? Ja. Lyk dit moeilik as hy gooi? Al wat gebeur is, hy staan daar en sy arm maak so. Ja. Ja. Lyk nie eens moeilik nie. Slaan die pen nou, wat kan Ja. Maar as omdat sy tegniek dieselfde is. Hy begin nie een keer daar en een keer daar en een keer daar en een keer daar nie. En kyk maar waar hy swaai, by die been. Hy swaai sy been na 'n duik in hierso. As hy met kortbroek speel. Want hy's hier, nie op 'n ander plek nie. Goed. Die volgende ding wat belangrik is, wat het ons nou gesê? Jy moet vorentoe kyk. Ons is by die mik. Right. Ons is nou klaar met die mik. Gaan julle al die goeders kan onthou? Of gaan julle 'n replay kry? Ek gaan dit oefen. Okay, maar as ons klaar is, gaan ons baan toe. Dan gaan ek probeer om 5 minute met elkeen te spandeer. Dan gaan ek jou die pointers gee. Right. So, ons het nou klaar doen die reg staan. Julle onthou die reg staan? Ja. Julle onthou die greep? Ja. Julle onthou die mik? Ja. Goed, ons het nou by die swaai begin. So, wat gebeur is as jy begin swaai, ontspan jy jou voorarm. Jy ontspan jou voorarm. As jy hom ontspan, dan begin die skei self val. Right. So ek is glad nie 'n gelowige. Baie mense doen dit en baie mense gooi baie goed, maar ek's nie 'n gelowige daarvan nie. So as ek ouens leer, probeer ek hulle dit nie leer nie. As jy begin, moenie dit doen nie. Of dit doen nie. Of dit doen nie. Hou hom daar op die hoogste punt en van daar af gaan jy af. Want wat gebeur as jy dit doen? Tel hom elke keer dieselfde op. Wat affekteer dit? Jou momentum. As jy in plaas van daar begin, wat maak jy met jou swaai? Kyk waar gaan die gewig heen? Ja. Waar gaan my voet, waar gaan ek heen? In plaas van daar maak, gaan ek daar gooi. So probeer onthou, en julle gaan sien, jy doen dit en jy kom dit nie eens agter nie, want jy weet nie daarvan nie. So van daar af, as jy begin swaai, begin net af. Okay, nie op en af. Want op en af stap, maak jy jou stabiliteit, jy destabiliseer jou begin. Jy maak jou begin moeilik vir jouself, en dit is elke keer anders. Onthou, wat is die belangrike ding wat ons nou doen? Swaai, momentum. So as jou momentum nie op dieselfde plek begin nie, gaan hy op dieselfde plek agter toe stop. Nee. Gaan jy dieselfde kant vorentoe gooi? Nee. Right, het jy nou? Right. So van daar af begin ons op dieselfde plek. So van daar af ontspan jy jou voorarm, jou skei trek jou arm. So van daar af trek jy skei jou arm. Bly jou lyf reguit. Jou lyf moet so reguit as moontlik staan. Jy druk nog. Nee, jy buig 'n bietjie. Jy buig 'n bietjie, maar jy wil nie die matrasie, ek praat van die matras effek. So julle gaan baie mense sien wat dit doen. Ja. So wat doen daai matras effek? Het jy ooit op 'n matras gespring toe jy klein was? Baie. Het jy afgeval? Ja, baie.
pak gekry, ja. Verstaan julle die begin? Ja, behalwe die pak kry. Verstaan julle die beginsel? As jy daai matras het, wat gebeur? Jy's in motion. Kyk wat maak jou lyf. So, wat is die belangrike ding in die ekskei? Jou arm moet die werk doen, nie jou lyf nie. Jy wil nie met jou lyf dit doen nie, help nie. Jy moet met jou arm die werk doen. Jou arm moet die werk doen. Kyk vir hom Koos. Doen sy lyf iets. Staan doodstil. Hy is so akkuraat want sy lyf is baie stil. En as jy swaai, het jy 'n bietjie van 'n skouer wat dit doen. Altyd na die kant toe waar jy swaai, want jy het 'n swaar ding in die arm. Maar jy wil dit so min as moontlik doen. Jy wil nie van hier af daartoe gaan. Hoekom nie? Kyk hoe ver is ek vir my been af. Want ek draai my skouers. As ek my skouers reguit bly, is ek by die been. As ek my skouers, kyk waar gaan ek. Geen kans. OK, maak dit vir jouself net moeiliker. Right. So van daar af regop en jy's reguit daar agter. So hy stop waar hy stop. Maar soos ek nou gesê het, jy moenie stop waar hy oopmaak nie. Goed. Jou ander arm help jou met jou balans en jou alignment. So kyk gou vir my skouers. Ek sal dit vir julle ook wys. So as ek terug swaai, gaan daai arm vir my terug daar. So hy help met balans. Hy maak my lyf langer daai kant toe want ek het 'n swaarder in die kant toe. So van daar af gaan hy daar, hy help my balans en hy kom net weer terug. OK, so ek hou niks daarvan. Wil ek julle gewys. So as ek daar swaai, jy sien my arm gaan sien toe. So hy maak my lyf langer, so my balans is beter na die swaar kant. Ek hou myself meer regop. Daar is 'n bietjie van 'n dip, maar almal gaan dit 'n bietjie hê. Jy wil dit so min as moontlik hê. Ek julle gewys. So hierdie arm, wat maak hy? So van daar af gaan hy daartoe. OK, so ek maak my lyf groot die kant, sodat ek meer beheer die kant hê om te counter vir die kant. So jy wil nie daai beweging hê nie. Jy het dit, maar min as moontlik. Oomblik as dit te veel raak, dan verloor jy jou rigting. Dan gaan jy weg van jou been af. As jy altyd by jou been kan swaai, gaan jy altyd vorentoe gooi. Jy gooi net skeef as jy nie by jou been swaai nie. As jy altyd daar is, gaan jy altyd reguit vorentoe gooi. Altyd. So jy behoort as jy by jou been is, hoort jy nooit verder as dit van die pen af te wees. Nooit. As jy ander goed saam bly. Nee. Al werk alles nie altyd reg saam nie. As jy by jou been bly, gaan jy altyd vorentoe. Want jy kan net skeef swaai as jy weggaan van jou been af na 'n kant toe, van agter af of van vorentoe. OK, goed. Een van die mees algemene probleme van die hekskei speler is om te vinnig te swaai agtertoe. Kan jy 'n pen agtertoe gooi? Kan jy 'n pen agtertoe gooi? Wat gebeur as jy jou skei agtertoe looi? Gooi karre en mense raak, né? So, hoekom swaai jy agtertoe? Om momentum te kry. Right. So, moenie dit doen nie. Nee, jouself dood. Jy skei geen op die kop van. OK. So dis rustig. Hekskei is 'n rustige sport. Dis 'n rustige swaai. Maar jy moet vir hom swaai. Dis nie so rustig dat jy hom nie kan swaai nie. Want as jy hom nie swaai nie, gaan die skei net nie voorval. Right? So kom ons kyk gou na die ritme. So wat ek doen is, almal verloor hulle ritme 'n bietjie partytjie. Jy kan vir hom Koos vra. It happens. Jy raak gestres. Jy wil 'n flyer gooi. Wie van julle is goed met flyers? Andy. Wie nog? Wie is goed En met jy flyers? die ou hierso. OK, wie is goed met flyers? Andy. En dis met alles en OK, hoekom is julle nie almal goed met flyers nie? Ons is nie konstant. OK, wie is goed met les? hier's baie late tannies. Al die late tannies. Linda. Hoekom is julle goed met les? Ons gooi saggies. Beste ouens, ons kan nie vaar. Hulle bly by lekker slaap. Ek het vir julle baie sleg gedoen. Vreeslike sleg gedoen. Daar is nie iets soos 'n maklike hou in hekskei of 'n moeilike hou in hekskei nie. Daar's net 'n hou. Daar's net 'n hou. Gaan jy dit altyd reg kry? Nee. Dit om Koos sal sien hoenders gooi. Ek het al op die TV hoender gooi. Het julle geweet hoenders het geslag? Ek het nou reg uitgevind hoenders het geslag. Het julle geweet hoenders het geslag? As dit 'n haan is, lê hy nie en as dit 'n hen is, lê hy altyd by die pet.
Hier werk dit ook so. Ja, ek het nooit dit geweet nie. Iemand het my verduidelik toe. Nou verstaan ek. Right. So, hoekom is jy bang vir 'n flyer? Want jy's bang vir bars. Hoekom gooi jy 'n flyer sleg? Want jy probeer vinnig agtertoe swaai want jy's gestres. Want jy dink as jy vinnig agtertoe gooi, gaan jy ver vorentoe gooi. Nee, jy gaan nie. Al wat jy doen is, as jy vinnig agtertoe swaai, kan jy nie vorentoe kom nie. Kyk wat gaan nie skuif wat jy dit gly. Kyk wat gebeur as jy vinnig agtertoe swaai. Jy bak. Jy doen al die goed wat verkeerd is. So, waar moet jy eindig in jekskei? So ons nou gepraat met die agtertoe swaai, maar waar moet jy eindig by jekskei? Bo jou kop. Wanneer mag jou elleboog buig? Na jy die skei gelos het, nie voor dit. So die oomblik as jy momentum agtertoe te vinnig is, dan het jy geen kans vorentoe. Dis al hoekom jy sukkel met 'n flyer, want jy wil hom Jy wil hom moer. Maar wil jy dit met 'n lê doen? Nee, want hy kan mooi inseil van voor af. Maar eintlik is 'n reguitskei se beheer baie moeiliker as 'n dwarskei. Baie. Maar nou wil jy vir my sê julle kan nie fly nie, julle kan almal fly, julle dink net nie so nie. Dit bring my nou by die volgende punt. Baie mense stry met my hieroor en ek sê okay, julle kan ook maar. Wat jy glo is waar. Dink gou daaroor 'n half minuut. Ja, it's only the mind. Wat jy glo is waar. As jy dink 'n flyer is moeilik, Dan gaan hy moeilik wees. as jy dink 'n lê is moeilik, jy dink 'n 4-hou is moeilik. Maklik, bars is maklik, dit kom van self. Ja, maar jy gooi nou, jy moet nou 'n flyer gooi, nou dink jy, hy moet nou net nie lê nie. Ja, en wat doen jy? Wat doen jou brein? dink. Daai laaste ding wat jy dink, daai laaste ding doen hy. My pa het my geleer, bly in jou hou. Met ander woorde, wat beteken dit? As jy 'n flyer wil gooi, staan daar en dink ek wil 'n flyer gooi. Ek wil die pen daar tref, my skei moet daar val. Dis al. Moenie 'n verwagting op die hou sit nie, want dan maak jy dit vir jouself baie moeiliker. Jou broek bewe klaar omdat jy 'n flyer wil gooi. Nou dink jy nog, maar jy moenie daar val nie, jy moenie dit nie, jy moenie nee. Dis al. Want dan gee jy jouself die beste kans om te perform. Maar hierdie vriende praat jou in die baas. Ja, omdat jy ore uitleer. Dis die moeilikste. So as hulle vir jou sê, gee vir my al jou geld, gaan jy? Hoekom doen jy dit in jekskei? Hoekom gee jy die beheer weg in jekskei? Like my nie, dis hoekom. Ons like jou friendship. Wel, niemand wil verloor nie. En eintlik is dit 'n baie groot kompliment. Het jy al so daaraan gedink, want ons dink nie so daaraan nie, want hulle weet eintlik jy kan. As hulle jou uitlos, haal hulle jou uit. En wie wat, jy laat hulle toe. En solank as jy hulle toelaat, gaan hulle dit doen. Wie kan druk op jou plaas? Kan iemand druk op jou plaas? Ek word vanaand intimideer. Baie maklik. Net jouself. Hoekom kan sy druk op jou plaas? Jy laat dit toe. Jy's julle is slim. Dis lekker om met ervare mense te praat. So druk. Dis 'n ding wat jy toelaat. As jy dink dis moeilik, dis jou geloof is moeilik. As jy dink dis 'n geleentheid, is dit nie lekker nie. So hoe moet jy dit sien? As 'n druk of 'n geleentheid? Geleentheid. So hoekom dink julle druk? Wie van julle is nasionale spelers behalwe om Koos? Niemand. So mag julle maar foute maak. Ja. Natuurlik, ek leer nog. Maar ons hou nie Maar hou julle daarvan? Nee, niks. Ja, dis die punt. So jy verwag van jou om elke skei perfek te gooi. Wat doen jy daardeur? Jy saboteer jouself. Want nou is jy so kwaad vir jouself, jy vat die skei sommer hier agter en jy loop. Is dit nie? Baie. Maar as jy expert? Wil graag weet. Ja, maar nie as jy expert kry dit altyd reg nie. Wie van julle het al golf gekyk? Dit is die moeilikste sport. Jy sien dit baie op TV, né? Het jy al gesien as daai ouens dryf? Dan gaan jy ook in die bome in. Ja. Jy gaan ook in die water in. So as daai ou fout kan maak, mag jy 'n fout maak. So die grootste geskenk wat 'n sportman vir homself kan gee, is om jou te vergewe vir jou foute. Doen jy dit as prins? Maar onthou jy jou fout? Ja. Ja. Maar onthou jy jou mooi skei? Ja. Nie altyd nie. So die voordeel van jekskei is jy gaan altyd nog 'n kans kry. Nee, as jy hom nie reg gekry het nie, vergeet hom. As jy hom reg gekry het, geniet hom.
Maar moenie dat die swak skei die volgende skei iets aandoen. So moenie die volgende skei gooi met jou barse gedagte nie. Dan gaan jy die gat misgooi. Hoe moet jy dink? Ek wil hê die skei moet daar val en dit doen. Die skof of die skof breek of die pen of die vuurhou of die lê kom van self. Begin net reg dink. Want ons dink nie reg. Ons saboteer onsself. Okay, right, ek het nou 'n bietjie saai trek geraak. Kom ons gaan terug. Nee, dis interessant. So ons was by die mik, né? So ons begin by dieselfde plek en die swaai is baie belangrik. So wat maak jy as jy bietjie verder en bietjie korter wil swaai? Ek gaan nou bietjie my weer self saai trek, bietjie in my rede val. So as jy oefen julle, hoeveel keer 'n week oefen julle? Elke dag. 5 keer. Elke dag. So oefen julle regte goed in of oefen julle verkeerde goed in? Ons speel net. Dis reg om net te speel, dis goeie aktiwiteit. Geen probleem daarmee. Maar as jy wil beter word, moet jy iemand hê wat jy vertrou en glo. Net een ou, nie twee nie, nie drie nie. Een ou of een vrou. So as jy 'n coach aanneem, neem 'n coach aan. Want almal gaan jou iets probeer sê, maar almal gaan iets anders raak sien. En as jy vir die tweede ou geluister het, as jy daarmee heen. Jy kan môre weer probeer. Jy gaan vandag niks verder reg kry. So, dis net belangrik as jy oefen, probeer die regte goeters doen, inoefen. Want ek dink baie keer oefen ons die verkeerde goed in. Jy weet niemand wat kyk nie. So 'n baie goeie coach, die beste coach in my opinie. Laat iemand jou afneem. Kyk vir jouself. Kyk vir jouself. Doen dit een keer 'n week, een keer 2 weke, een keer in 'n maand. Kyk vir jouself. Hoekom? Want as iemand iets vir jou sê, dan sien jy dit deur woorde. Sien jy mooi? Nee. Baie keer nie. Want onthou vir die ou wat dit gooi is 'n gevoel, né? Vir die ou wat kyk kan sien. Hy kan sien ek gaan staan so. Maar as jy dit kan sien op die dankie, ja. Waar gaan? Okay, right. Ons draai daar. Dan kan jy dit sien en dan kan jy dit dalk probeer regmaak. Goed. Okay, ons gaan terug na die mik toe. Ons kom nou by die swaai uit. So die swaai in my opinie is 90% van jou jukskei sukses of mislukking. As jou swaai reg is, het jy 'n kans want jy kan die skei daar kry. As jy die akkuraatheid en die skeibeheer het, gaan jy reg kry wat jy wil. As jy dit nie mooi doen nie, gaan die skei maak wat hy lus het. En gewoonlik sê maak wat hy lus het, dan is dit 'n probleem. Dis min dat 'n hoender reg werk. Maar dit gebeur af en toe. Okay. So, hoe lyk jou swaai? So jou swaai, ons het begin daarmee. Jou arm is daar reguit. Skei in jou arm maak 'n lyn. En van daar af ontspan jy jou voorarm. En jou arm gaan terug. Hoe ver gaan hy? Hy stop waar hy stop. Hy stop waar hy stop. Right. So van daar af, wanneer begin jy trap? Kyk gou of jy kan sien wanneer ek begin trap. Dis baie belangrik. Wanneer begin jy trap? Vorentoe kom. Oomblik as jy skei vorentoe gaan begin jy trap. So julle gaan baie hierdie sien. Het julle dit al gesien? Het julle dit al gesien? Nooit afgeneem nie. Hierdie wat hier sit. O, julle sien dit nie meer. Ons is net onder. So jy moet begin trap eers sy. Kyk, sien julle die probleem? Jy verloor jou balans. Onthou, balans en rigting is vas aan mekaar. 100% vas aan mekaar. Jy het nie die een sonder die ander een nie. En jou balans moet in die middel van jou bene bly daar. Right. So, jy begin trap en dis 'n baie groot probleem baie kere. Want die oomblik as ons begin trap, dan begin ons dit doen. Baie kere. Kyk. Hoe as jy trap, nou wie jy begin, want jy wil hierdie voet begin optel omdat jy die gewig nie op die agtervoet gehad het nie. As die gewig op die agtervoet is, kyk as jy begin, baie keer kry jy dit. Want die gewig moet verskuif tussen die bene. As die gewig op die agtervoet is, kan jy eintlik daai voet se hak optel. Daai voet se hak optel. Dan kry jy dit glad nie, want nou gaan jou gewig net vorentoe. Ek wil ook weer wys. So as jy staan en jy sukkel daarmee, tel hierdie voet se hak op, dat hy jou net reg ophou. Daar. Jou gewig is klaar agter. So wat nou gebeur is as jy vorentoe gaan, gaan die gewig net saam met jou vorentoe. Jy kry nie die verplasing nie. Julle sien wat is die effek daarvan, né? So hy stop waar hy stop en dan gaan jy vorentoe. So nou moet jy jou gewig deur jou trap vat. So wanneer jy trap, as jy daar kom, moet jy nie daar trap nie. Hoekom nie?
Want jy gebruik nie jou momentum nie. Jou skei gaan nie daar uitkom nie. So nou weet jou brein, jou skei gaan nie daar uitkom nie. So wat gebeur nou? Ek wil krag bysit, want ek verstaan, my lyf verstaan hy gaan nie daar uitkom nie. So nou sit ek iets anders by. Nee, dan maak jy akkuraatheid en skeibeheer vat jy weg. So wanneer jy daar getrap het, moet jy oor jou voorvoet werk en jou arm trek jou deur. Baie mense sukkel daarmee. So jy kry baie keer die ouens wat trap, as hulle trap dan jy nie jou momentum gebruik nie. So al wat moet gebeur is konsentreer op jou arm wat deurswaai. So as jou arm deurswaai, trek jou arm jou vorentoe daar. Hy trek jou deur. OK. So mag jy oor die lyn trap en jy kyk. Right. Jy mag nie oor die lyn trap nie, maar jy mag oor die lyn trap as die skei jou hand verlaat het. OK, so die rympie loop so. Reg staan, mik, swaai, trap en los. Oomblik as jy getrap het, kan jy oor die lyn gaan, want jy het getrap en gelos en jy's deur. Jy mag oor die lyn gaan. So daai lyn is nie 'n krokodil nie. Jy mag nie hom raak trap nie. So as daai skaduwee kolletjie die lyn is, dan gaan ek agter hom trap, maar ek mag oor hom gaan as ek klaar die skei gelos het. Kyk. Right. So as jy nie oor jou voorvoet werk nie, verloor jy 'n 3/4 meter afstand, jy kan dit maar gaan toets. Jy gaan so ver kort gooi. OK. So hoe hoog moet die skei trek? Ja, bogie hoog. Hoog ek stem hoog. Hoog trek om Koos se kyk, jy al kyk. Ja, maar hoog. 6 meter. Ja, maar jy het mos gekyk. Ja, as hy gooi, dan kyk ons naas van die pen. Ons was al die bome sny, die ouens so. Interessant, wat is die mees algemene besering in jekskei? Het julle 'n idee? Die pen. Die pen wat die skei wat opwip van ander as mense kry wat agter die gat staan. Ja, maar hulle is dom, so dis nie 'n besering nie. Nee, julle weet dit al, so ek is okay daarmee, ek gaan net nie vir julle sê nie. So die algemeenste besering is 'n pen wat brille breek. Want jy staan by die pen steek, staan gelyk met die pen. Dit gebeur nogal gereeld. So moenie agter die pen staan nie. Jy gaan dit voel. Is baie seer. So ek sê dit net een keer en ek sal dit een keer vir julle ook sê en dan gaan ek jou los. En as jy seer kry, het nie geluister nie of het nie onthou nie. Maar jy gaan onthou. Pyn maak mense onthou. OK. Right. So die verskil tussen 'n flyer en 'n vierhou. So vir 'n flyer en 'n vierhou is jou swaai dieselfde. Jou swaai verander nie, die ritme verander nie. Jou release punt verander 'n bietjie. So vir 'n vierhou is jou skei 'n klein bietjie hoër. 'n gemiddelde bogie, dis waar ek op pad was. 'n Gemiddelde bogie is 2 keer jou lengte rolweg. Party ouens gooi hoër, party ouens gooi laer. Daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. Whatever werk vir jou. Die punt is, jy moet dit elke keer dieselfde doen. Dit moet moeiteloos wees, die skei moet self daar kom. Dis maklik. Maar jy moet die bogie gooi. As jy nie die bogie gooi nie, gaan jy nie die skei daar kry nie, hy gaan nie kort val. Dis maar net 'n gegewe. So jy moet uitwerk wat werk vir jou. Jy moet uitfigure wat is jou bogie. Maar min of meer 2 keer jou lengte. Partykeer bietjie hoër, partykeer 'n bietjie laer. Dis okay. So daar's nie reg en verkeerd nie, maar daar moet 'n bogie wees. So met ander woorde, die skei moet bo jou ooglyn uitgaan. Gaan jy dit reg kry as jy hier eindig? Nee. So jy moet daar eindig. Jy moet daar eindig. Altyd. Met enige hou en jekskei moet jy daar eindig. Oomblik as jy nie daar eindig nie, kan jy maar weet. Moet deurswaai, presies. Jekskei en golf is presies dieselfde. Die enigste verskil is, in jekskei maak ons staan ons so. Vir golf wys ons die skouer vir die bal. Verder is al die beginsels dieselfde. Ritme, balans en momentum. Nee, is dieselfde. Is regtig dieselfde. Dan die belangrike ding by die swaai wat ek nog nie gesê het nie, is jou gewrig. Right. So as jy begin, stywe gewrig. Want julle gaan baie keer sien, jy kom hier agter, ou met 'n papgewrig hê, dan baie. So hierdie papgewrig het 'n groot effek op jou vorentoe gaan, want hy ruk jou skei na 'n kant toe. So jy wil 'n stywe gewrig hê hier agter, dat dit beheerst is vorentoe. Jy wil nie 'n papgewrig hê nie. Stywe gewrig, want dit help jou beheer. So 'n stywe gewrig maak dat ek reguit na jou toe kan gooi. 'n papgewrig gooi my
Waar gaan hy heen? Enige kant toe. OK. Stywer gebruik, onthou dit. Goed. Nou die los. Nou kom ons by die belangrike ene. Het julle al van julle self foto's geneem as julle jekskei speel? Hoekom nie? Gelukkig nie. Kom maar 'n breek. Jy sien elkeen se styl, né? OK. So as jy op 'n foto kyk en jy het mos groot kameras hier. Ek kan sien dis ouens wat kan. Sal jy sien dat jou skei eintlik hier uitgaan. Jep. As jy jou skei reg vashou, gaan hy self uit. Op die regte plek. Jy maak net die swaai klaar. Hy gly uit jou hand uit. Ja. Kyk nou Koos. Jy gooi hom, maar hy gaan eintlik self. Ons voel onsself. Ons dink ons los hom. Maar as jy hom nie te styf vashou nie, gaan hy hierso self reg uit. Maar as jy nie deurswaai nie, kom hy nie daar nie. Jy moet jou aksie klaar maak. So jy begin net die aksie. Dit wat jy begin hier in daai klein stukkies, gaan jy sien wat jou skei gebeur. So hy gaan eintlik hier uit, maar jy moet die deurswaai ding doen. Anders gaan hy nie daar kom nie. En baie belangrik met die deurswaai. As jy vorentoe trap in jou eerste skei, met jou eerste voet, met jou tweede voet nie soontoe gaan nie. Dan gaan jou skei regs gaan. So jy moet jou balans en jou fokus hou. So jy moet met al twee voete soontoe gaan. OK, jy het hom. So die oomblik as jy jou balans verloor, nê, jou rigting daarmee heen, ek beloof jou. Jy het geen kans. Onthou, wat is jou mikpunt hiervoor? 5 cm. 5 cm. So kan jy dink hoe stabiel moet jou aksie wees dat jy dit elke keer dieselfde kan doen daar. Millimeters. Dis regtig dis millimeters. Mikromillimeters. OK. Right. So dis die basiese aksie, die 6 stappe. So reg staan. Jou gewig is op jou gooi arm, jou gooi been. Hierdie jou gooi arm is op jou gooi been. Die gewig is daar. Jou voet wys waartoe jy mik. Hoe hou jy die skei vas? En tussen daai twee lyne, jou voorvingers lê teen die borsie en jy het 'n veekie, né? Jy vat net die skei so nie en jou skei en jou arm maak 'n lyn. Wil jy dit hê nie? Skei en jou arm maak 'n lyn. Jy begin elke keer op dieselfde plek. Wanneer jy begin, doen jy nie dit nie. Wanneer jy begin, gaan jy af. Hoe gaan jy af? By jou been verby, by jou been verby. Waar stop hy? Hy stop waar hy stop. Wanneer hy te ver, as jy jou oop trek. Jy wil onthou jou 3 mikke. Skouers, heupe en voete vorentoe. Right. So van daar af, waar gaan ons heen? Ons trap na die pen toe. So ons trap na die pen toe, ons gaan deur en ons volgende voet gaan ook reguit deur. Oomblik sê jou balans verloor, wat gebeur? Gooi skeef. OK, hoe hoog trek hy? Min of meer 2 keer jou lengte. Wat is die belangrike ding? Elke keer dieselfde. Is daar reg en 'n verkeerd in 'n bogie? Nee. Goed, verskil tussen 'n flyer en 'n vierhou. 'n Flyer se bogie is bietjie hoër. So hy's bietjie hoër. Hy tref die pen met 'n groter helling, maar jy wil die pen 'n skeibreedte bo die voet gooi. 'n Skeibreedte bo die voet gooi, dan gooi jy altyd 'n vierhou. 'n Flyer wil jy die helfte van die pen raak gooi. So ver onder die voet, bo die voet. En hoër. Van onderaf. Jy moet vir bo mik nie. Jy kan vir bo mik as jy wil, maar as jy hom onder dit tref, gaan jy 4 gooi, ek beloof jou, so dikker. Ons noem hom 54 voete. 53 ver en 2 diep. Jy kan vir die boor mik, dit maak nie saak nie. Maar as jy hom helfte in bo en hoër mik, dan kry jy 'n flyer. 'n vierhou is 'n skeibreedte bo die voet. Enigiets korter, dan vang hy baie keer die sand en hy spring weg. Want onthou, deur die lug stop die pen jou skei as jy hom mooi beheer. OK, as jy hom dwars by die pen kry. Ja, ons gaan nou volgende soen toe. So dis die basiese aksie. Ek dink ons moet gou 'n breek vat hier. Ek dink is so gewoonlik is hierdie storie vir my so 40 minute tot 1 uur, afhangende hoe baie ek praat. Ek praat te baie. Ons geniet dit. OK, maar ek dink kom ons breek hier en dan gaan ek julle gou die verskillende skeie wys en wys hoe gooi ons hulle. Wat maak ons?